uiteindelik. Nou kan oupa Grootjie ook na AC/DC luister. Vandag stel Johan Scheppel sy verwerking van Thunderstruck bekend en hy doen dit op 'n viool. Hierdie man is ongelooflik talentvol. Hy het al saam met 'n hele klomp Suid-Afrikaanse kunstenaars gewerk en hy gaan nog. Hier is ons onderhoud. Doen jouself 'n guns, gaan kyk hoe lyk Johan Scheppel met sy viool. Ek dink sexy is die regte beskrywing. Maar ek weet nou nie of ek dit mag sê nie. Johan, wie is jy? Ek is hoe kan ek dit stel? Ek is 'n boerseun, ek is 'n Blouwil ondersteuner, ek is 'n klassieke violis wat gedraai het na rock and roll en iemand met 'n groot musiek smaak, iets van alles en hou van Afrikaans en hou van AC/DC. Nou, een van my groot hoogtepunte in die laaste 10 jaar was om saam met die legendariese gitaarspeler Jethro Beather te werk. Hy was seker Suid-Afrika se top gitaarspeler. Hy het begin in die 70s saam met Anton Goosen en eventueel het hy gespeel vir almal van Pavarotti, drie tenore, tot by Catherine Jenkins, Il Divo, Jerry Springer, Cliff Richard, Chris de Burgh en die vorige albums en vrystellings wat ek gehad het Jethro natuurlik op al my albums gespeel en ons het baie tyd saam spandeer op die pad en op toer en op altklop en verhoor en natuurlik baie in die studio. En hy is vasgevang in Thunderstruck en sy opnames en hy is natuurlik so groot deel gewees van hierdie album. Ek was regtig bevoorreg gewees om iemand soos Jethro aan my kant te hê vir al die jare. Julle sal hom hoor, sy elektriese gitare is definitief 'n groot faktor van Thunderstruck. En natuurlik sy mooi spel wat ons saam gedoen het en al die musiek wat ons gemaak het oor al die jare. Dit was ek sal sê een van my grootste hoogte. Ek is net so dankbaar dat iemand gekom het en Thunderstruck minder demonies gaan maak het. Ja. Ek moet sê die klassieke hoe kom ons sê aanvang of aanklank maak dit nogal bietjie sagter. Maar dit ons het besluit, weet jy wat, as mense begin met een liedjie, ek meen wat is die mees populairste rock and roll liedjie wat nog teen nog geskryf is, toe besluit ons, weet jy wat, as ons gaan ons dit groot doen en ons gaan begin met Thunderstruck, why not? So, Is hierdie die begin van 'n nuwe album of is dit net 'n enkelsnit? Hierdie is 'n enkelsnit, maar dit gaan deel word van 'n Engelse album wat ons gaan uitbring aan die einde, so naby die einde van die jaar. Johan, hoe oud was jy toe jy begin viool speel het? Weet jy, vandat ek so 5, 6 jaar oud was. So dit is maar, my boeties het gespeel, maar ek het 2 ouer broers. Ons het almal rugby gespeel en viool in die huis en klavier. Dit is maar hoe ons groot geword het. My ma was orgelis in die kerk, die hele storie en musiek gaan swat en die hele ding. So ja. Op die ouderdom van 16 was jy al lid van die Nasionale Jeugorkes van Suid-Afrika. Ek sal sê van standaard 6, 7, hier van graad 8, 9 hoërskoolse tyd af, ja. Ons luisteraars ken nog nie vir Johan Scheppel nie, maar ek gaan beslis baie van jou hoor van hier af, want wat jy gedoen het is, jy het jou klassieke agtergrond gevat en jy het dit ingespan. Ek wil amper sê jy het dit toeganklik gemaak vir mense wat nie van klassieke musiek hou nie of nie reg kennis dra daarvan nie. Presies, jy het nou perfek opgesom, dit is presies wat dit is. So, as jy dit kan vat en jy kan Afrikaanse musiek en jy kan Meatloaf en jy kan AC/DC en daai tipe goeders kombineer met dit, presies wat jy gesê het, maak ons dit baie meer toeganklik, ja. Maar dis nie al nie, jy's 'n komponis ook en 'n dirigent. Dis reg. Waarna kan ons uitsien oor 6 maande van Johan Scheppel? Oor 6 maande sal ek sê, ek dink 'n groot Afrikaanse album. Dis iets wat ek nog lank wil gedoen het en dan gaan ons by die einde van die jaar sal ons 'n groot Engelse album uitbring. Dat ons dit is my 2 groot liefdes, ja. Die Afrikaanse album waarvan jy praat, gaan jy dit in samewerking met ander kunstenaars doen, want jy het saam met Jackie Lou, het jy al reeds verlede jaar, het jy saamgewerk? Dis reg, ja, ons kyk om reeds 1 of 2, ek wil dit 'n verrassing hou, maar dis 1 of 2, 'n mannelike en 'n vrou kunstenaar wat ons gaan saam sit op die album, gaan saamwerk en dit is een van my 2 gunstelinge Afrikaanse kunstenaars. Okay, so maar ek gaan die verrassing los vir jou, hoor. Baie mense is onder die indruk dat dit bitter moeilik is om viool te speel. Is daar iets wat jy kan sê wat ons luisteraars kan aanmoedig om tog te leer
viool speel? Weet jy, vir die laaste 10 jaar het die stigma rondom die instrument baie verander. As jy kyk na mense soos Andre Rieu en Lindsey Sterling en twee cellos, David Garrett, Vanessa Mai was nog die begin gewees 20 jaar terug, maar deesdae as die kinders na my toe kom, dan sê hulle hierdie mense wat op die verhoog rondhardloop met 'n viool en dans en is ligte, so die stigma verander rondom die instrument. Dit is nou lyk my die cool ding om te doen, is 'n cello of 'n viool en AC/DC te speel. So en die ander ding is wat mense nooit besef nie, is as jy volwassene is, vat dit jou letterlik 10 keer vinniger om die instrument te leer. Jy leer dit is meeste van my studente is volwassenes. 80% van hulle nog al die jare. En hulle raak die instrument baie vinnig baas. Ek meen, jy kan van verduidelik hoe dit werk en dis die prinsip. 'n 5-jarige vat 6 maande net om stil te staan en die strykstok vas te hou. In jou musiekvideo speel jy op 'n elektriese viool. Is dit jou instrument van keuse? Weet jy, dit is 'n meer 'n praktiese besluit. Daai is 'n Yamaha model, maar ek moet sê met vandag se tegnologie klink daai instrument 99% soos 'n gewone houtviool. As ons die opnames doen en ons maak 'n album of so, gebruik ons definitief die houtviool, want die klank is net it's the real thing. En ek is geseënd om my maale het vir my 100 byna 1911 Duitse viool gekry. So dit bly nog steeds die beste klank, maar dis baie prakties om net te vlieg met 'n elektriese viool of in 'n reën, modder, sneeu. Jy kan op 'n verhoog hardloop met hom en ek moet sê hy klink redelik 99% na aan die regte ding. Verduidelik asseblief vir my as 'n leek, iemand wat nou regtig niks weet van viole af nie. Wat is die verskil tussen die twee? 'n Houtviool is letterlik 'n houtboks. So jy moet die klank maak soos 'n akoestiese gitaar. Jy moet die klank maak uit die viool uit. Waar 'n elektriese viool soos 'n elektriese gitaar kan jy kan dit deur 'n amplifier sit of jy kan dit deur 'n luidsprekerstelsel sit en jy kan die klank manipuleer en jy kan echo opsit, reverb en so. Maar die hout ene is die een wat jy met baas raak, want dit is die myn konyn. Nou goed, waar gaan ons al hierdie musiek van jou kry? Op al die platforms en op streaming, Spotify, Apple Music, Amazon, die hele toet, en dan gaan ons die video op YouTube ook vrystel.